Ons gaan voort in hierdie reeks uit Genesis om dit by ons bidtiere te behandel. En ons kom vanaand by die gedeelte oor Josef in Genesis 37. Terwyl ons dit doen, is dit belangrik om te sien dat die Here 'n plan het. Dat die Here dinge laat gebeur op 'n manier wat ons dit nie altyd verstaan nie, maar daardie plan van hom gaan voort. En ons sien in Genesis 37 twee dinge omtrent hierdie plan. Eerstens sien ons hoe dat Israel in Egipte sou beland. In Genesis 15 het die Here vir Abraham gesê dat sy nageslag in Egipte sou wees, hulle slawe daar sou wees en dat hulle daarvandaan af sou uittrek. Die tweede deel is hoe die belofte van die Here vervul word aan Abraham dat sy nageslag 'n groot nasie sou word. Kyk, die Here het nie net vir hom 'n seun beloof nie, hy het vir hom 'n groot nageslag beloof, soos die sand aan die see, die sterre in die lug. Hy het uitdruklik gesê dit sal 'n groot nasie wees. In hierdie gedeelte sien ons dan die patroon wat deur die Ou Testament tot in die Nuwe Testament voortduur. God se beloofde en gestuurde verlosser word deur sy eie mense verwerp. Tog, ten spyte van hulle kwaadwilligheid, ten spyte van die aardse beeld se swakhede, dat die Here nie sy verlossingsplan vaar nie, maar hy gebruik dit sodat die ware verlosser ook uiteindelik gesien sou kon word. So hierdie deel, interessant, word genoem die deel wat gaan oor Jakob se geslagsregister. 11 keer in Genesis word opskrifte gegee oor die geslagsregisters. En dan word die spesifieke individue daar gelys. Hier word ons vertel, dit gaan oor die geskiedenis van Jakob en Israel. Dis die begin natuurlik ook van die groei van die kerk. Van hier af sou die kerk Israel genoem word. Paulus verwys na die kerk as die Israel van God. En as ons in Genesis 37 tot hoofstuk 50 lees, dan sien ons is 'n wonderlike pad, 'n plan wat troos vir jou bring. En ons begin dan om te kyk na hierdie gedeelte in vers 1 en vers 2. Josef het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. En hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. En dan word dit vir ons uitgespel. Nou, dit is belangrik dat die Here vir ons insig gee in sy plan. Hy wys dit begin alles by sy uitverkiesing. Dit is interessant, van vers 2 af word vir ons gesê dat Josef, hier volg die familiegeskiedenis van Jakob, Josef was nog jonk, 17. Met ander woorde, dit word onmiddellik die hoofkarakter van hierdie gedeelte. En ons kry 'n treffende kontras in die vorige hoofstuk, hoe dat Esau die land Kanaan verlaat en in Seir gaan bly. Jakob bly in daardie land waar sy pa 'n vreemdeling was, waar sy oupa 'n vreemdeling was. En die geslagsregister van Jakob loop dus deur Josef, en nie die Reuben die oudste nie. Soos Isak en Jakob voor hom, word Josef voorgestel as die besondere uitverkore lid van die familie van Jakob. En hierdie goddelike verkiesing is een van die groot temas wat ons in Genesis raak lees, en dat die Here se plan nooit gedwarsboom word, nie deur Jakob of deur Josef se foute en swakhede nie, ook nie deur die vyhandigheid van hulle teestanders nie. Hierdie geslagsregister eindig in vers 2 met hierdie woorde: Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Nou, voor ek dit vertel, interessant dat Josef dan in die geslagsregister in Matteus oor die Here Jesus weer genoem word. Hy begin daar in Matteus die evangelie om te sê dat God se volk voortgaan met hierdie nuwe verbond. Nou, onder die verhaal van Jakob, ek gesê begin en eindig dit met Josef. Josef was die eerste van die lyn van Jakob in verbondsopvolging. En Josef, die aardse vader van die Here Jesus, sou die laaste een wees, voordat die verhaal van die ware verlosser, die Messias, dan die toneel oorheers. So van Josef af beweeg God se plan op 'n manier wat jy maar net kan raak lees in die Bybel. Ons word hier vertel dat Josef 17 jaar oud was. Hy kom dra slegte stories by sy pa aan. Die Moses vertel vir ons 'n paar dinge wat betekenisvol is. Eerstens, slegte stories.
Dit behoort ons nie te verbaas dat Josef slegte stories oor sy broers sou vertel nie. Kyk, die verhale wat ons vooraf lees, vertel vir ons dat dit 'n klomp wilde broers was. Reuben het by sy pa se byvrou gaan slaap. Simeon en Levi het die mense in die stad Sichem almal doodgemaak oor wat hulle aan hulle suster gedoen het. Dit was harde en roekelose manne, wild. Dit is nie verbasend nie. Ons moenie dink dat Josef dat hy 'n spotter was nie. Daar is vir ons 'n aanduiding, uiteindelik dat sy pa hom na Sichem toe stuur om na hulle welstand te gaan vra, na die skape te kyk, om te kyk wat hulle doen, vir hom 'n verslag terug te bring. En elke keer is die aanduiding dat Josef hierdie verslag bring op versoek van hulle pa. En sy pa het hom natuurlik in 'n moeilike situasie geplaas. Hy was reeds 'n begunstigde seun, ons gaan dit nou sien. Sy broers hou nie van hom nie. En nou is hy nog die een wat van sy pa stories aandra. Die punt wat ons in hierdie eerste afdeling sien, is dat die Here se verkiesing nie gebaseer is op die waardestelsel van mense nie. God se keuse, wie gaan daardie kinders van Jakob die lyn mee voort, is nie Reuben nie. Die Here kies vir Josef. En dan as ons in vers 3 en vers 4 lees, dan tref dit jou. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is. Daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige een van hulle, het hulle 'n afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Kyk, dit is nie die menslike keuse dat die geliefde seun van Jakob, dat hy uiteindelik die lyn sou voortsit nie. Hy kry oordadige geskenke. Sy broers is jaloers, daar's ernstige familietwis. Moses vertel ons dat Israel of Jakob vir Josef liewer gehad het as sy broers. En hy het dit nie weggesteek nie. Daardie klere wat sy pa vir hom gemaak het. Interessant dat in Samuel hieroor skryf, dan sê hy, dis die terminologie vir koninklike klere. En dit verstaan hy uitgestaan het. En dit was 'n voorstelling dat sy pa groter voorkeur aan hom gehad het as aan sy broers. En die resultaat sou jy kon verwag. Sy broers kon hom nie verdra nie. Hulle kon niks goeds oor hom sê nie. Onthou 'n bietjie daardie frase, hulle kan niks goeds oor hom sê nie, want Moses vergeet dit nooit nie. As Moses hierdie verhaal vir ons opteken, dan wil hy sê, ons het 'n familietwis in die beloofde lyn, maar God gaan dit gebruik. Dis interessant dat die groot liefde van Jakob se lewe Rachel was. Sy is van hom weggeneem. En nou sê hy weg, en natuurlik is hy baie lief vir haar kinders, Josef en Benjamin. Tog verander selfs Jakob se troos in daardie kinders se hartseer vir hom, na mate sy familie meer verdeeld raak, meer getuister word, daar meer spanning ontwikkel. Maar die Here werk ten spyte van daardie familiesituasie. Jy dink jy moet die pyn van hierdie spesifieke gesinslewe voel. 'n Eensame man, Jakob. Hy verlang na sy vrou wat nie meer daar is nie. Hy sien sy seuns as hy aan haar dink. Hy's 'n eensame man. Maar dit bring 'n groter twis en 'n risie as wat reeds bestaan is. In alles was die Here besig om ook vir Jakob los te maak van hierdie wêreld. Want die Here gebruik wat hy wil vir sy eie doeleindes, en hy gebruik selfs beproewing om sy kinders daarvoor voor te berei. Wat meer is dit, die Here mors nie tye van beproewing nie. Al die pyn wat Jakob en Josef naam ervaar het, het 'n doel. Ek sê nie 'n druppel is vermors nie. En dan as jy na vers 5 tot vers 11 kyk, dan sal jy sien, op 'n keer het Josef gedroom, dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer vir hom nog groter. Kyk, Josef, mense sal amper sê sy eenvoud, gaan vertel so waar hierdie droom aan sy broers oor. En hierdie drome fokus heeltemal op Josef. Dit lyk nie of hy 'n idee het hoe dit hy daarmee sy reeds vervreemde broers van hom vervreem nie. Die eerste droom interessant, is 'n landbouprentjie. Onthou hierdie mense is veeherders, skaapherders. En hy sê hulle is in die land besig om gerwe te bind. Kyk, die hoof tydverdryf van 'n skaapherder nie met koring te maak nie. Dis om 'n kudde op te pas. Maar hierdie droom kom in die vorm van 'n oesprentjie. En die Here vertel vir ons iets wat nog in die toekoms gaan gebeur.
Dit sal 'n graanoes wees en daardeur sou Josef se naam en sy bekendheid deur die wêreld strek. Die tweede droom bring ook dieselfde reaksie by sy broers en selfs sy pa is ontevrede. Ek wil hê jy moet raak sien wat hier gebeur. Ten spyte van die takloosheid en ongevoeligheid van Josef, is die belangrikste ding wat ons in reaksie van Josef se broers op die drome moet sien, dat dit te maak het met die feit van sy verkiesing. Want dis wat in albei die drome vir ons uiteengesit is. God se keuse van Josef bring 'n natuurlike reaksie by mense op die Here se verkiesing. Die mense haat dit. Die mense het 'n wrok daaroor. Hy verafskiet die feit dat die Here besluit. Hy bevraagteken God se billikheid. Hy bevraagteken die feit, is dit nou 'n regverdige God? Wat is God se plan hiermee? Ons kan die verskil tussen Jakob en sy seun sien in die manier waarop hy en ook hulle met sy seun raas. Maar hierdie woord het in sy hart ingegaan, net soos by Maria, want hy het geweet dat die Here daarmee 'n boodskap oorgedra het. Hy kon dit nie betwis nie. Daar was 'n tyd toe Josef, die aardse pa van die Here Jesus, gereed was om die droom te betwis. Maar hy het geleer, hy mag dit nie doen nie. Soos die Here gekommunikeer het deur hierdie goddelike inspirasie van die droom, dink Jakob na oor wat dit beteken. Dit is belangrik vir ons om hierdie openbaring van die Here se planne vir Josef in die droom te erken, om te beklemtoon dat die ervarings wat Josef sou ervaar nie maar toevallig was nie. Waarom word hierdie drome vooraf vertel? Sodat jy kan weet dat alles wat met Josef gebeur, God se wil was. Want hoewel Josef die hoofkarakter in die volgende gedeeltes sal wees, gaan ons meer hier oor die Here se verkiesing as oor Josef praat. Die Here openbaar deur hierdie drome sy plan. God is steeds in beheer. Die feit dat dit nie vir jou lyk asof daar 'n plan is, dit beteken nie daar's nie 'n plan nie. Ja, ons kan weet, dis nie maar net toevalligheid nie. Uiteindelik kom ons in die volgende gedeelte, dan kry ons 'n klein venstertjie in Josef se karakter. Josef se broers, hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers, met die kleinvee, en kom vertel my alles. Hulle het gesê hy is iemand wat nuus dra, maar sy pa het gesê, gaan vertel dit alles. Sy pa sê, ek wil hê my jou broers gaan soek. Nou dink nou 'n bietjie. Hy het alreeds 'n slegte verhouding met sy broers. Hulle haat hom. Hulle kan nie op 'n ordentlike manier eers met hom praat nie. Hy het 2 drome vir hulle vertel wat aan hom geopenbaar was. En hulle sien dit as meerderwaardigheid. Die feit dat God hom bo hulle gekies het, dit maak hom nog meer kwaliek neem. Nou kom sy pa en sê, ek wil jy moet Sichem toe gaan. Nou Sichem, weet jy, is die plek waar die stadsmense uitgewis is. Hoe kan sy pa hom soontoe stuur? Hy moet nou alleen na 'n gebied toe gaan waar sy broers al die stadse mense doodgemaak het. Wat is van die ander omgewingse mense om daar sien? Sy pa sê, ek wil hê jou broers gaan soek. Hier wat is sy onmiddellike reaksie? Reg pa, ek sal gaan. In vers 15 tot vers 17 word vir ons dan die res van die verhaal vertel. Daar word vir ons vertel hoe dat hy na sy broers toe gaan, hy hulle aanvanklik nie kan kry nie. Hy gaan soek hulle wat weg is. Pragtige beeld, hoe die Here Jesus kom soek het na hulle wat weg is. Weet jy, as hy nie hulle daar gekry het nie, dink nou 'n bietjie, as dit ek en jy was, ons so omgedraai het gesê, ek het hulle nie gekry nie. Maar hy kry iemand, terwyl hy in die veld ronddwaal. Hy vra vir hom, het jy my broers gesien? Hy sê, ek het gehoor hulle sê, hulle gaan Dothan toe. En dit is belangrik, ook in die konteks van wat hier gebeur. Josef is getrou aan sy opdrag. Hy gaan soek na sy broers. Vers 17 sê, toe sê die man, hulle het van hier af versit, ek gehoor hulle sê, hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan, hulle by Dothan gekry. 'n Pragtige waarheid. Die Here se plan en 'n mens se verantwoordelikheid en betrokkenheid by daardie plan. God se keuse van Josef lei hom nie dat hy passief raak nie. Sê nie die Here het my gekies nie. Hy is gewillig om sy pa se opdragte uit te voer. Hy is getrou in die uitvoering van sy taak, al weet hy dat die Here hom gekies het. Jy sien die leerstelling van die uitverkiesing. Is nie dat daar nie betrokkenheid van jou kant af is nie.
Die Bybelse leerstelling wys dat dit jou beïnvloed. Ons sien so venster in Josef se karakter. Selfs terwyl hy sy broers in die veld van Dothan opspoor, dan sien ons, dis daar waar die Here werk. Weet jy, dit sou by Dothan wees, dat die Here sy leer sou stuur, as die vyand vir Elisa omring, om vir hulle te wys, hy wat by ons is meer as hy wat in die wêreld is. Jy sien die Here se hand hierin. Hy wat die getroue God is, wat weet, hoe om ook vir die te sorg, wat hy 'n plan mee het. En so die Here ook vir jou en jou gesin 'n plan. Mag jy in Christus daardie plan jou eie maak. Ons kyk na ons gebedsonderwerpe.